Hierdie is riglyne vir hoe om te bid vir iemand wat emosionele genesing benodig. Onthou, hurt people. So indien jy mense rondom jou het wat jy konstant seermaak, is die waarskynlikheid dat diep binne in hulle emosionele wonde is. So kan jy vir hulle bid. Hierdie is net riglyne. Jy kan net dat die Heilige Gees jou lei om vir hulle te bid op 'n unieke manier. Indien jy 'n bietjie motivering benodig hoekom om vir mense te bid, kan jy gerus die reeks kyk oor bid. En dan sal jy besef watter fenominale voordele is daar om vir ander te bid. Jy kan ook vir jouself bid dat jy konstante motivering van God af kry om te verseker dat jy volhard tot die einde. Om te bid totdat daar deurbrake is. Ek glo ons almal het 'n bietjie emosionele genesing nodig. 1. Die Samaritaanse vrou in Johannes 4. Die vrou kom na die waterbed toe in die middel van die dag. Die temperatuur in Israel kan nogal hoog raak in die middel van die dag. Dit was die gebruik op daardie stadium om die water te gaan haal vroeg in die oggend of laat in die middag, wanneer die temperature laer is. Dit was ook die natuurlike coffee shop of uithangplek van daardie tyd. Die plek waar jy al die ou bekendes gesien het. Hierdie arme vrou gaan op die oomblik van die dag wanneer daar die minste mense is. Ek glo sy het probeer wegkruip van die skindertonge van die dorp. Maar met hierdie een interaksie met Jesus, hardloop sy terug na die dorp en gaan haal al die mense om vir Jesus te kom ontmoet. Ek glo, mense kruip ook weg, net soos hierdie Samaritaanse vrou. Soms kruip mense weg agter ongeskiktheid, of soms bou mense sulke hoë mure rondom hulle hart, dat hulle ontoereikend is. So bid vir 'n interaksie met Jesus, soos die Samaritaanse vrou gehad het, vir so 'n volkome emosionele genesing. Ek plaas 'n baie mooi link na 'n video hieronder oor die spesifieke insident van Jesus en die Samaritaanse vrou. Geniet dit. 2. Rebekka en Isak in die tent. Isak se ma, Sara, is oorlede, maar toe ontmoet hy vir Rebekka, ook met 'n godly connection, en sy kom in sy lewe en versorg al sy vorige eienaars. Ek glo dat elke persoon wat ons ontmoet is in ons lewens met 'n godly connection. So gebruik dit. Bid vir God. Hoe kan jy die mense in jou lewe help? En hoe kan jy hulle voete was? God is so getrou en hy sal vir jou baie maniere wys hoe om hulle te dien wat hulle net nader aan hom kan trek. Al gevoel wanneer jy werklik verlief is, dan is dit asof nothing else matters. Jou spanningsvlakke is sommer minder. Jy is meer gemotiveerd. Jy is sommer lus vir die lewe. So bid so vir so Rebekka, Isak tent oomblik, dat jy ook genesing kan bring vir ou wonde in ander mense se lewens. 3. Lazarus, lewe weer. Net soos Jesus vir Lazarus geroep het en toe hy weer gelewe het, hy weer gelewe. Bid ook dat God ook die woorde in jou mond sal lê, dat jy ook vir lewe in iemand anders se lewe kan inroep. Ek glo, elke keer wanneer iemand deur 'n trauma gaan, is hulle emosioneel dood. Soos Jakob was nadat Josef weggeraak het, volgens Genesis 45 vers 27. So bid dat jy ook weer volkome lewe sal inspreek in hulle lewe, sodat hulle weer ten volle sal lewe, en nie soos zombies sal gaan net deur die emotions van die lewe nie, sodat hulle weer opgewonde sal wees oor die lewe, weer vir mense vertel van God. 4. Esegiel 16 verhaal. Ek het onlangs die boek gelees van Francine Rivers, Bridge to Haven, en die hele boek gaan oor die verhaal van hoe God werklik die ekstra myl sal gaan om ons te help om ons wonde te genees. Volgens die verhaal in Esegiel 16, so bid dat God op sy supernatuurlike manier sal genesing bring vir hierdie persoon, om sout in die wonde te gaan invry, om werklik in te gaan en genesing te bring. Soos wat ons iemand wat in 'n ernstige motorongeluk was, na 'n noodgevalle eenheid van 'n hospitaal neem, en dan ontvang daardie persoon sommer onmiddellike hulp met al die wonde, bid dat daardie persoon ook ingeboek sal word in God se emosionele hospitaal en noodeenheid, sodat God werklik vir hulle
VIP behandeling sal gee. 5. Die film Stilte. Het jy al ooit die film Stilte gesien? Dis 'n fantastiese film. En daar op die pivotale oomblik van die film, vat die plaaslike pastoor die meisie na 'n hoë koppie om ligvaandels in te stuur vir haar emosionele genesing. Bid sommer vir 'n volkome stilte verhaal in die persoon se lewe. Van die een persoon wat daar is vir hulle en na hulle luister en vir hulle raad gee en hulle besig hou met klein taakies soos hoe hulle die huis saamwerk en dan ook vir daardie groot simboliese oomblik soos in die film om te verseker dat hulle werklik 'n volkome genesing kry. 6. Jesus gaan agter een skaapie aan. Jesus vertel oor die gelykenis dat hy is bereid om die 99 ander skape te los en te gaan soek na die een verlore skaapie in Lukas 15. Bid vir daardie oomblik waar God werklik agter die een verlore skaapie agteraan gaan. Jesus sê ook, as hy dit kry, nie dat die man sal net soek vir 'n uur of vir 'n dag nie. Die man sal aanhou soek totdat hy die skaap kry. Ek glo ons kan werklik vir God aanhoudend herinner aan hierdie belofte, dat hy sal werklik aanhou soek totdat hy die verlore skaap gevind het. Ons moet God konstant herinner aan sy beloftes, volgens Jesaja 62 vers 6. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Jesus beloof verder 'n lekker hemelse partytjie wanneer hierdie een sondaar bekeer. So kan jy bid dat jy spoedig sal deel wees van daardie hemelse partytjie, om hierdie een persoon se volkome genesing te vier. Ek weet van 'n vriendin wat 'n nuwe bekenningsparty gehou het, om haar emosionele genesing te vier nadat sy deur 'n aaklige egskeiding gewerk het. So bid vir so 'n partytjie, om daardie emosionele genesing te vier. Ek glo werklik dat een oomblik in God se teenwoordigheid sal werklik alle emosionele genesing bewerkstellig. So alwaarvoor ons kan bid is vir daardie een oomblik in sy teenwoordigheid vir die persoon met 'n gebreekte hartjie. Indien jy van hierdie video gehou het, subscribe asseblief om op hoogte gehou te word van toekomstige video's. Like asseblief die video en deel ook asseblief jou getuienis van hoe God jou al geseën het met emosionele genesing. So vergroot ons sy koninkryk.